hemel, Here, ons dankie dat ons vanoggend ons pad gekry het hier na U huis. Here, ons het U kom soek en ons wil met U verkeer in hierdie heilige ure en ons vra, Here, dat U met ons sal wees. Waar ek vanoggend voor staan, Here, wil U my wegneem, wil U my rustig maak en maak dit alleenlik net 'n boodskap wees wat van die troon af kom. Maak al die aardse dinge stil, Here, sodat ons U stem mag hoor. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Hartlik welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons skriftuurlesing kom vanoggend uit Matteus 5 en dan lees ons van vers 1 tot en met vers 10. Goed, en dit lees as volg. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God, van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Mag die Here dan hierdie geleesde deel vanoggend seën. Waar dit moontlik is, kom ons neer en vir gebed. Our Father in heaven, holy is your name. Please be with us today. We need you, Lord. We definitely want to hear a message from you today. Ons vra dat U by ons sal wees. Sien hierdie gelde opnemers tot uitbreiding van die koninkryk. Wil die elkeen van sy plek na sy plek gaan en seën en hulle veilig bewaar as luisterkom. Waar is onuitgesproke versoeke, wees met elkeen sy versoek. Dankie Here dat ons weer besef het, gebed is die sleutel tot die hemel. Ons loof en prys U naam en in Jesus naam amen. Ek vra my byvoorbeeld bietjie om verskoning as die stem nie wil saamwerk nie. Ons het hierdie week bietjie 'n virus onderlede en ek sien hy het my nog nie heeltemal verlaat nie. Goed, so vanoggend se gedeelte Matteus 5 vers 1 tot 10. En Jesus begin sy bediening op die aarde met sy doop, waar hy natuurlik verseël was met die Heilige Gees. Daar waar die Heilige Gees hom in die woestyn ingeleid versoek te word. Nadat Jesus die Satan oorwin het in die woestyn, gaan hy en hy kies sy eerste disippels. Van daarna gaan hy na Galilea en hy begin baie mense genees. En so begin 'n groot skare Jesus volg. En dan kom Jesus op die plek waar hy gaan sit en dan hierdie bekende gedeelte van die saligsprekinge met die mense deel. En dit is 'n samevatting van die leerstellings van Jesus. Dit is sy intrede of opening van sy bergpredikasie. En hierdie bergpredikasie is baie uniek, omdat dit sekere geestelike houdings en kondisies vir ons gee, wat dan opgevolg word deur 'n goddelike beloning. Die saligsprekinge skets vir ons 'n radikale omkering van wêreldse waardes, wat dan ook die hart van die saligsprekinge is. Dit beskryf vir ons die karakter van God se ware disippels en die seëninge wat diegene sal ontvang wat aan God behoort. Hierdie leringe is beide 'n heiliglike werklikheid en 'n realiteit wat ook 'n toekomstige belofte inhou. 'n Oproep aan die gelowiges om 'n lewe te lewe wat gevorm word deur om te lewe na die wil van God.
Hierdie woorde van Jesus gooi konvensionele wêreldse wysheid op sy kop. Want die algemene siening van die wêreld is dat geluk en rykdom lê. Dat dit 'n groot seën is as jy oorvloed het. Dat jy geseënd is as jy mag besit en so suksesvol is dat mense na jou opkyk en jou bewonder. En dis kom Jesus in hy begin sy aardse bediening om die mense te leer wat regtig die waarheid is aangaande die lewe. Wat dit beteken om regtig te lewe. En met ander woorde, Jesus herdefinieer vir ons wat dit beteken om waarlik geseënd te wees. Wanneer ons gehoor gee aan hierdie woorde van Jesus en in hom begin glo en sy heerskappy in my lewe toelaat, dan beweeg ons oor na 'n koninkryk van God, waarvan hierdie saligsprekende dan 'n baie groot deel uitmaak. Nou die koninkryk van God is nie net daardie droombeeld wat vir ons geskep word nie, iets wat ek nie regtig sal kan bereik nie, of 'n konsep wat geskep is sodat ek aangespoor sal word om dit te bereik, maar dit nooit nie sal bereik nie. Nee, dit is 'n aktiewe heerskappy en die regering van God. En dit bestaan uit twee dele. Daar is die geestelike werklikheid van God is in beheer. En dan die toekomstige vervulling waar Jesus op die wolk gaan kom en weer sy mense kom haal, waar hy hierdie gebroke aarde weer gaan nuut maak. Maar wat behels hierdie koninkryk van God? Ons weet met die gesprek wat Jesus met Nikodemus gehad het, dat uit ons natuurlike geboorte ons nie aan hierdie koninkryk van God behoort nie. Ons moet wedergebore word deur middel van die Heilige Gees om in God se koninkryk te kan ingaan. En ons lees daarvan in Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dan is dit ook baie interessant dat Jesus gesê het, dat die kindertjies nie verhoed moet word om na hom toe te kom nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Dit beteken nie dat jy 'n sekere ouderdom moet wees, voordat jy aan God se koninkryk behoort nie. Dit verwys na kwaliteite wat kinders besit. Hulle afhanklikheid, hulle vertroue, nederigheid, dat hulle leerbaar is, dat hulle 'n gebrek het aan voorgee. Jesus verhef nie kinderagtigheid of onvolwassenheid nie, of impulsiwiteit nie, of 'n gebrek aan dissipline nie. Maar Jesus verhef kinderlikheid, want kinders van nature vertrou absoluut hulle paas en hulle maas. Hulle weet dat hulle van hulle afhanklik is. En kinders se harte is oop om te ontvang. Hulle glo alles wat hulle ouers hulle leer. Markus 10 vers 14. Maar toe Jesus dit sien het hy hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Beteken dit dan dat die koninkryk van God alreeds hier is? Of waar vind ons die koninkryk van God? In die gedeelte waar die disippels vir Jesus vra om hulle te leer bid, het Jesus dit so gestel, en ons vind dit in Matteus 6, vers 9 en vers 10. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat u koninkryk kom, en volgens Jesus is dan die koninkryk van God iets wat dan nog nie gekom het nie, iets wat dalk nog in die toekoms lê.
wat hy nog moet oprig. Wat ook baie interessant was toe Jesus as die Messias geïdentifiseer was, het baie van die Jode vir Jesus gevra of hy nou die koninkryk van God gaan oprig. En ons weet dat in hulle denke dit so was dat hulle geglo het dat as die Messias sou kom, hulle hierdie era van Ethiopië sou ingaan, waar hulle vyande oorwin sou word en waar hulle 'n groot eer onder die nasies sou ontvang. Maar dan vra een van die Fariseërs vir Jesus die vraag oor die koninkryk van God, en dan blyk dit of daar vir ons 'n verskil is. Lukas 17 vers 20 en 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Ekskuus, laat ek lees van vers 20 af. En toe die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So hoe vereenselwig ons dan hierdie twee idees, wat dan lyk of dit teenstrydig met mekaar is? Hoe bid ons dat God se koninkryk moet kom, maar in dieselfde tyd is God se koninkryk binne in ons of in julle? Die enigste gevolgtrekking is vanoggend dan dat die koninkryk van God uit twee aspekte bestaan. Daar is die geestelike werklikheid wat alreeds teenwoordig was en is in die volgelinge van God. Teenwoordig in die gelowiges se lewe waar Jesus die koning is. Tweedens is dit 'n belofte wat dan, soos ek alreeds genoem het, fisies gaan vervul word wanneer Jesus vir die tweede keer gaan kom om hierdie aard sy koninkryke te vernietig en die ewige koninkryk van God op te rig. En aan die ander kant dan, dat die koninkryk van God se invloed alreeds op die aarde uitgeoefen en gesien kan word in die lewens van die wat glo in Jesus. En om so op 'n daaglikse manier uitleef, dat hulle 'n verskil maak van waar daardie persoon of persone hulle self vind. Dit kan gedefinieer word as 'n heiliglike werklikheid op 'n geestelike vlak, wat dan fisies vir ons in die toekoms vervul kan word. En die koninkryk van God staan dan in skille kontras met die van die wêreldse koninkryk of koninkryke. Want baie mense bou mos hier op aarde baie gretig van hulle eie koninkryk. Die wêreld sê, gelukkig is die selfstandiges, die ambisieuses en die selfversekerdes. Maar Jesus sê, salig is die wat arm van gees is. Die werklike geseëndes is die wat erken dat hulle God in hulle lewe nodig het. Nederigheid en nie trots nie is die sleutel na God se koninkryk. Die wêreld sê, steek weg jou pyn en jou hartseer, dit laat jou swak lyk, wees sterk en beweeg aan. Maar Jesus sê, salig is die wat treur, want daar is 'n seën in hartseer en droefheid, maar net as dit na 'n omkeer of 'n bekering lei. Wanneer dit jou op die plek bring waar jy deernis en 'n intimiteit met God het. Dis dalk nie op die bord nie, maar Jesus het gesê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, die wat fisiese pyn het, en ek sal julle rus gee. Die wêreld sê, staan op vir jouself, veg vir jou regte, domineer en oorwin. Maar Jesus sê, salig is die sagmoediges. Want die sagmoediges en die nederiges sal erf, wat die aggressiewes dikwels afbreek, vernietig en verwoes. Ware vrede, soos in Johannes 14, waar Jesus sê, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld nie. Die wêreld sê, honger na sukses en roem, rykdom en invloed. Maar Jesus sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid
Want ware vervulling kom nie van om heel voor in die lewe te kom nie, om die hoogste posisie te bereik nie, maar van geregtigheid, heiligheid, en om alleenlik die wil van God na te speel. Want wat baat dit jou as jy die hele wêreld wen, maar jou siel ly skade? Sukses by God is dan om siele te wen vir God, en om hulle te wen vir die ewigheid, en dit sluit jou eie siel in. Die wêreld sê, moenie toelaat dat mense oor jou loop nie. Wees net op die uitkyk vir jouself. Jesus sê, salig is die barmhartiges. En hierdie is eintlik 'n baie ou woord wat ons baie min gebruik, en ons kan dit vandag vertaal na genadig, mededeelsaam of saggaal. Vergifnis en medelee en genade is die ware krag en sterkte van God se koninkryk. Wanneer dit gegee word, sal dit ook ontvang word. Maar indien jy ook niks ontvang nie, vra die Here om jou hart sag te maak en nie te verhard soos die ander mense se harte wat verhard is. Die wêreld sê, jou beeld is jou alles. Doen wat werk om jou beeld te laat uitstaan. Al is dit nie heeltemal reg nie. Dit is bietjie twyfelagtig of daar's bietjie 'n skadu daarin betrokke. Maar Jesus sê, salig is die wat rein van hart is. Maar wat saak maak is opregtheid en nie jou voorkoms nie. God kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na jou hart. En die belofte is dat as jou hart rein is, jy God sal sien. Die wêreld sê, roer die pot, divide and conquer, wen ten alle koste. Maar Jesus sê, salig is die vredemakers. God se kinders is hulle wat herstel, wat versoen en heel maak, nie die wat chaos, probleme en konflik veroorsaak. In die kerk, buite die kerk, maak nie saak nie. Die wêreld sê, vir my lyding en seerkry, speel dit veilig. Maak seker dat jy 'n agterdeur het en dat hy oop is. Maak kompromie om in te pas tot jou eie voordeel. Maar Jesus sê, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Sou jy staan vir waarheid en ware liefde in hierdie vyandige wêreld, dan moet jy teenkanting verwag. Maar verwag ook dan eendag 'n ewige beloning. So hoekom is hierdie saligspreuke dan so nodig? Veral vir vandag. Hoekom is dit so radikaal anders? Want dit daag die fondasie uit van meeste kulturele en politieke en persoonlike waardes uit, waar dit gewoonlik selfsugtig en liefdeloos is. Dit stel die leegheid bloot van om rykdom te besit, van om mag te hê, om status te hê, om te streef net vir jou eie belang. Dit beklemtoon en verhef kwaliteite soos nederigheid, genade, reinheid, wat baie keer geïgnoreer of net een kant toe geskuif word. Dit herdefinieer die lyding in die lewe as iets wat waarlik betekenisvol kan wees. Dat dit blydskap kan bring wanneer dit gekoppel word aan getrouheid teenoor God. En met die saligsprekinge offer Jesus nie 'n tipe van 'n DIY, doen dit jouself, selfhelp advies nie. Dis nie 'n motiverende slagspreuk nie. Inteendeel, Jesus nooi ons om in 'n teenkulturele manier te lewe asof die koninkryk van God alreeds gekom het. En op die einde van die dag is dit nie bedoel om ons van ons aardse omstandighede wonderbaarlik te ontsnap nie. Nee, inteendeel is dit om te lewe as mense wat besig is om gevorm te word met hemelse waardes. Bekende gedeeltes in die Bybel herhaal dit ook vir ons, soos Psalm 23 wat sê, al gaan ek deur die dal van donker skaduwee, nie om of oor of verby nie. En dan weet ons, daar kom vir ons 'n baie donker tyd, die groot verdrukking wat nog voor lê. Dan fokus ek vanoggend op Matteus 5 vers 8 van die saligspreking.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En hierdie rein van hart van vers 8 kom eers na 'n paar aantal stappe. Dit kom eers na die wat arm van gees is, die wat tree, die wat sagmoedig is, die wat honger en dors na geregtigheid, en die wat barmhartig of genadig is. So kan ons sê dat die rein van hart is dan die gevolg van al die vorige stappe. Dit is die punt waar God nie net die gelowige vergewe het nie, maar hom reinig en hom transformeer van die binnekant na die buitekant. En ons sal baie keer die buitekant baie mooi hou, maar dis eintlik die binnekant wat saak maak. Van 'n Bybelse standpunt is die mens se hart nie net die plek waar jou emosies gevind word nie. Dit is ook die kern van 'n mens. Dit sluit in jou gedagtes, jou motiewe, jou begeertes en jou wil in. Die slimste man op die aarde wat geleef het, Salomo, skryf vir ons dan in Spreuke 24 hierdie baie belangrike woorde. Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En hoe belangrik is dit dan nie vandag nie? Kyk wat sê Lukas 6 vers 45 vir ons met 'n waarskuwing. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So die rein van hart beteken dan om 'n onverdeelde loyaliteit aan God te hê. Onwrikbare toewyding aan hom, wat gesien kan word deur God in alles en met alles te vertrou. Totale gehoorsaamheid aan sy gebooie, en ja, ons kan al sy gebooie hou, om God alleen te aanbid, want deur dit sal mense die vrugte in jou lewe sien. En ons het vanoggend gehoor van Galasiërs 5 vers 20, waar die vrug van die Gees genoem word: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid. En daar is soveel dinge wat die plek van God se lewe in ons lewe wil inneem, en as ons nie versigtig is nie, of ons is laks, of ons is net nalatig, dan gaan daar verseker dinge God se plek in ons lewe inneem. So by so dat ons dit nie eers kan agterkom nie. Lees saam met my Jakobus 4 en vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En dit strook met 'n gedeelte wat ek in Ellen White gekry het, en sy skryf vir ons in our higher calling, en ek het dit vry vertaal, en dit lees as volg: halfhartige Christene is erger as die ongelowiges, want hulle woorde is misleidend, en hulle ontoegewydheid lei baie mense op 'n dwaalspoor. Die ongelowige wys sy kleur. Die louwarm Christen mislei beide partye. Hy is nie 'n goeie wêreldling nie, en hy is ook nie 'n goeie Christen nie. Satan gebruik hom om 'n werk te doen wat niemand anders kan doen nie. Dit beteken dan om vry te wees van misleiding en skynheiligheid, en hoe baie mense vandag vind ons nie in daardie toestand nie. Dan skryf Dawid vir ons in 'n baie mooi Psalm 24, en hy vra 'n baie belangrike vraag. Psalm 24 vers 3 en 4. Wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dis kan ons dan vanoggend tot op die
gevolgtrekking kom dat hierdie 'n baie ernstige saak van die hart is. Wat sal God dan sien as hy vanoggend diep binne in jou hart kyk? En daardie vraag is nie bedoel om jou ongemaklik te maak nie. Want die Bybel skets vir ons hierdie toneel waar Jesus by die deur staan en klop en hy wil graag toegang vind. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Dit is 'n uitnodiging tot intimiteit en nie 'n aanvraag vir perfeksie. Jesus kom die hart binne, al is dit nie skoon nie. Want Jesus se doel is nie om 'n skoon hart te vind. Dit is net die teenoorgestelde. Want sodra Jesus die ingang vind tot jou hart, dan eers begin die proses om dit heeltemal te reinig. Koning Dawid het dit ook ondervind en hy skryf 'n baie mooi psalm in Psalm 51 waar hy in sonde verkeer het en tot bekering kom. En ek lig net vir ons vers 12 uit van hierdie baie mooi psalm. In vers 12 sê: skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. So oordeel die wêreld net wat die wêreld kan sien. En ek reken dit is hoekom daar so baie mooi dinge in die wêreld gevind kan word, om die buitekant baie mooi te maak. Nie dat ek reken dat al hierdie dinge boos is nie. Want 'n mens moet ook daarom selfrespek hê, want as ek vanoggend hier vuil voor julle gestaan het, sou julle sekerlik lankal geloop het. Maar die belangrikste van alles is dan dit wat God binne in die mens sien. Eerste Samuel 16 vers 7, waar die profeet die koning moes gaan soek het. En die Here vir hom iets baie interessants gesê. Eerste Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel: kyk nie na sy voorkoms of sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Mag ons dan nooit ophou bid, laat U koninkryk kom nie. Want dit is ons hoop. Dit is ons advent hoop dat Jesus eendag gaan kom en al die pyn en lyding wegneem. Maar dan weer sê die Here, die koninkryk van God is binne in julle. Ons kan dit op hierdie tydstip ervaar. Ons kan dit sien in ander mense, soos ons al genoem het, die vrug van die Gees. En dan hierdie woorde van Jesus is dan die kern van die koninkryk van God. Gaan ons kan gemaklik voel in die hemel, as ons nie hierdie dinge ons eie gemaak het, alreeds op die aarde nie. As ons nie op die aarde alreeds die koninkryk van God binne in ons het nie. Jesus soek toegang tot die mens se hart om dit te reinig. Want as die hart nie gereinig is nie, sal ons God nie sien nie. So as ek dan vanoggend dalk 'n boodskap mag hê, sal dit dan sekerlik iets soos hierdie wees. As daar ooit 'n tyd was om 'n rein hart te besit, dan is dit sekerlik vandag. Want God weet wat in jou hart aangaan. So moet dus nooit weier om absoluut alles aan hom oor te gee nie, want God laat geen mens in die steek nie. Dit is nie noodwendig maklik nie, maar op die einde van die dag totaal en al die moeite werd. Lukas 13 vers 4 en 25. Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sal ek vir julle sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle aan die buitekant staan en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken nie waarvandaan julle is nie. En hierdie figuur wat gebruik word, is dan geneem uit die gedrag van 'n huishoudster, wat gewillig is om sy vriende te sien. En daar was 'n tyd wat Jesus vir sy disippels gesê het, dat hy nie meer hulle net sy disippels noem nie, maar dat hy hulle vriende noem. En ek glo vanoggend as die Here na ons kyk, dan sien hy ook sy vriende hier so sit volgens. En daar is 'n regte tyd om die deur oop te hou. Maar die tyd is besig om uit te loop. Daar is 'n gepaste tyd ook om die deure toe te maak. 'n Tyd wanneer die huisheer nie sy gaste sal sien nie. In die aand sou dit onbehoorlik wees en te vergeefs wees om toegang tot die huis te soek, want die deur sal gesluit wees. So is daar dan 'n gepaste tyd om toegang tot die hemel te soek. Maar daar sal 'n tyd wees wanneer dit te laat is. Ons lewe tans in probasietyd, maar dit gaan ook op 'n einde kom. En dan sal die deur van genade finaal en vir ewig gesluit wees. Daarom is hierdie boodskap ook 'n oproep tot introspeksie. 'n Bietjie voor die spieël te gaan staan, sodat ons elkeen kan sien of ons waarlik reg is vir die Here om te kom. En dan sluit ek af weer eens met my teksgedeelte, Matteus 5 en vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Baie dankie, kom ons sluit ons diens af om saam te sing van lied nommer 104. Lied 104. Oh
disippels gevra het, Jesus, of hulle nie ook wil verlaat nie, het hulle geantwoord en gesê, Here, waartoe sal ons gaan, want U het die woorde van die ewige lewe. Vader, ons wil by U skuil en ons vra dat, waar ons dan uit mekaar uitgaan vir 'n dag, dat U met elkeen sal wees op sy pad waar hy gaan. Ons help, Here, om hierdie woorde uit te leef en voor te berei vir U koms. Here, en as dit U wil is, dat U ons weer sal by mekaar bring volgens Sabbat. Ons bid dit alles in Jesus se naam.